Hierdie is ek dink die harde waarheid van die verlore seun. Ag nie verlore seun nie, die ryk jong man. Gits. Nou ek nou die mekaar vir jou. Die parkies, nee? Amper, ja, amper. Kom hy uit die berge gehardloop in hierdie storie. In elk geval. Ja. Hallo Gerry. Hallo Rias. Hoe gaan dit met jou? Dit gaan met my baie goed, dankie. Nee, so heerlik op 'n wat se ook oggend dit mag wees. Ek is so lief vir tegnologie op die oomblik. Ek voel sommer goed oor myself. Ons dan ten minste nie weer dieselfde klere aan nie. Ja, dit help baie. Dit help baie. Maar ons was by die bioskoop gewees. Ons het die springmielies At the geëet movies. en 3 cinemas bespreek. Ja, vir ons kinders, vir ons tieners en dan vir soos Rian sê, vir die groot mense. Ja, die groot mense. Ja. Die minder klein mense soms. Ja, dit is 'n bietjie anders om ek dink ou word so 'n bietjie uitgedaag en so 'n bietjie anders dat kerk nie gedefinieer word deur 'n spesifieke gebou nie. Ja, dit is Maar so. dit bymekaar kom van die gelowiges was. Ja, ek is nou so 'n paar maande ouer as jy. Ek onthou toe ek nou groot geword het, is een van die goeders wat hulle van die kansel af gepreek het, was dat jy nie flieks toe gaan nie. Mag jy, Dit was 'n ja. absolute nee, rooi lippe, Ja. dans en die movies, nee. Dit was die Willer as jy wil, dit mag was jy. op die groot 3 gewees dit en nie wragtig 'n paar jaar later. Maar jou tyd was almoes, dit moes swart en wit, so Okay, baie dankie. Dit was lekker om saam met jou te werk. heerlik. Ja, so ons is ons het gister gekyk na die storie van Noag, net vertel 'n bietjie in 'n moderne milieu. Ja, dis anderster as jy daaraan dink. Dis mos nou daar's so baie goed daar buite wat jou goed laat voel as jy nou praat van movies. En selfs die Christelike goed, ons praat nou daaroor. Daar's soveel Christelike goed uitgaan wat ek my oë wil uitvee van waar staan dit in die Bybel? Hoekom is dit? En dan kom jy op sekere goed afdele in rolprente wat praat oor beginsels wat weet jy wat? Ja, hierdie goeters maak vir my sin. Ja. En dit help om dit te verduidelik en dis aan die uiteinde van dit alles, kyk jy alles toets bou die goeie in 'n sin. Ja, dis wat ons eintlik nou gedoen het in die storie net. Ja, Want ek om te wil daai sê- storie gaan jy nie in die Bybel kry nie. Maar die beginsels en die gedagte van Noag gaan jy. Ja, en hulle is eerlik oor dit is nie daar is karakters wat in die Bybel is soortgelyke karakters, maar op die uiteinde is daai die rigting van hier is jy op die aarde en daar sekere vereistes as jy dit so mag stel van jou. Ja. Vereiste dat jy besef daar is 'n wees daar buite wat verskriklik lief is vir jou, sy seun gestuur het, maar dan ook jy moet gehoorsaam wees. Ja. En ek dink dis daai tipe stories wat ons help baie keer as jy nou soos Braveheart kyk byvoorbeeld, dan vryheid is jou ding. Jy wil gaan skree vir almal. As in hierdie rolprent dieselfde storie is dat ons kyk net dit en gehoorsaamheid is eintlik maar 'n proses. Want ek wil nie altyd gehoorsaam wees nie en is nie maklik om gehoorsaam te wees nie en daar's nagevolge. So hier sit ons dan nou met hierdie dele van 'n storie. Ja. En hoe help dit ons? Ja, ek dink toe ons gekyk het en toe ons voorberei en selfs toe ons nou gister gepraat het oor dit net daai onsekerheid net, nê, want ek wil Noag moes bietjie onseker gewees het oor 'n paar goed net. Want die Bybel sê vir ons toe die Here met hom gepraat het, sê hy gaan 'n vloed gee. Op daai stadium het nog nie gereën nie, nê? Ja. Maar die Bybel sê daar het 'n mistigheid gekom en die aarde nat gemaak net. En hier kom die Here en hy sê vir Noag, luister hierso. Maak jouself reg. en om in die onsekerheid gehoorsaamheid toe te pas is baie keer 'n moeilike ding net, nee. Ek bedoel die Here kom nie na ons toe wel, hy het nog nie na my toe gekom en gesê ek moet 'n ark bou nie, nee. Maar 'n lang baard groei deur. Ja, hy's op pad so toe, nee. Maar om gehoorsaam te wees in die onsekere oomblikke van ons lewens, want ons almal beland in onsekere oomblikke waar ons twyfel. Ja, Ons twyfel in ons verhoudings, ons twyfel gaan ek dit maak finansiëel, gaan my kinders dit maak, gaan ons okay wees as 'n familie, gaan my besigheid okay wees, gaan ons okay wees en nog steeds dan hierdie gedagte te omhels dat al is ek onseker, is ek gehoorsaam. Is amper so 2 teenpole. Die Bybel sê in Genesis 6 vers 22 die storie van Noag. En die Bybel is so mooi met woorde, Riasse. Die Bybel sê Noag het alles gedoen presies soos die Here hom beveel het, nie? Paar woorde daar, alles. Ja. Presies. Dis nie eenvoudig. Ja, wanneer ek onseker is, dan weet ek nie altyd of ek alles presies doen soos wat die Here vir my sê. Ek moet my manier van goed doen. Ja. As jy vir my sê bou iets, dan doen ek dit op my manier, of as ek seker iets moet uitfigure, dan doen ek dit op my manier. Ek hoor wat God sê en ek probeer gehoorsaam wees, maar nou nie alles presies nie. Ja. Moet wees. Maar dis die wagwoord, nee. Jesus kom in Matteus 7 vers 21 en sê die volgende: Not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven, but the one who does the will of the Father.
Weer groot woorde van Jesus, net almal wat vir my sê Here, Here sal inkom nie. Ja, dit gryp ou se hart het, want ons almal sê Here, Here, maar dan word ons herinner dat dit is nie die sleutel tot die koninkryk nie, maar dan Jesus dan kom en definieer die sleutel. Hy sê, maar hy wat die wil van die Vader doen, hy wat gehoorsaam is, hy wat sy woord in my hart bewaar, hy wat my volg, hy wat my ken, hy wat my in sy hart innooi. So daai gehoorsaamheid speel 'n ongelooflike belangrike rol in ons reis by die Here. Maar dit is 'n moeilike ding, Rias. Ja, ek dink dis die wonderlike ding van die storie van Noag is dat hy lewe gehoorsaam en hy lewe volgens die Here se wil voor die wet gegee is. Voor ons het eintlik 'n riglyn gekry, nie eintlik nie, ons het 'n riglyn gekry van hierdie is naasten by my, hierdie is hoe jou lewe moet lyk. Daar moet liefde wees, daar moet versorging wees, daar moet gehoorsaamheid wees. So, ons het van Moses af wette, ons het die Nuwe Testament, alles wat ons sê, hierdie is jou basis van gehoorsaam wees. En dan van daar af is daar kom die spesifieke goed. Ja. Noag het dit nie gehad nie. Hy het niks. Hy het net geleef en in daardie manier van lewe die Here gesien maar hierdie ou. Ja. En so ons kan sê dit is moeilik vir ons, maar as jy nou dink aan die storie van Noag, is ons lewe soveel moeiliker en dit soveel moeiliker om gehoorsaam te wees? Nee, eintlik nie. Wel, sy lewe moes uitdagend gewees het, nee. Want toe die Bybel sê dat toe die Here na die wêreld kyk, was dit basies Noag. Ja. Jy weet dat iets in sy hart gehad het vir die Here. Die res het gelewe soos wat hulle wil gelewe het. En dit sê iets van die manier van hoe hy nog steeds moontlik was om aan te las wat hy sê, vir hom moontlik was, ten spyte van 'n kultuur in 'n wêreld wat die Here nie geken het nie, wat van God en sy gebod niks van geweet het nie, dat hierdie een nog steeds is hy ouens. Hier's 'n ander manier van leef net. Ek glo nog steeds dat God is, ter midde van die kultuur net. Om gehoorsaam te wees, is so, maar is uitdagend. Ja. Was ook 'n Poepkowitz daai tyd gewees. Of elektrisiteit van. Ja, wel. Sag jy 'n bietjie boom af en maak 'n plank. Ja, wel dit kom by die tweede gedagte net, daai gehoorsaamheid wat selfs die logiese denke oorskry net, nê. En diegene sê dan sê gaan Poepkowitz toe. Make yourself an ark of Cyprus wood en dan gee hy die grootte van die ark. Die ark is 300 cubits long, 50 cubits wide en 50 cubits high. Dan jy weet ek soos jy seker met Poepkowitz ek moes gister 'n paar bakstene gaan koop en toe ek met die verkeerde ek het die mate so gegee. Ja. En toe kry ek die verkeerde mate bakstene. In elk geval kom ek met dit by die huis. En so dis nie so eenvoudig nie. Dis baie keer soos finansiëel byvoorbeeld, sê die Here gee, sê Here, u ken nie my bankbalans nie. Daar's nie genoeg vir gee nie. U wil hê ek moet meer gee as wat ek het. Dit gaan verder as ons logiese denke, want ons logiese denke maak nie vir ons sin baie keer om goeders te doen wat die Bybel sê nie. Paul praat van gee vir die Here wat hom toekom, hy praat van ons tiende gee, hy praat van hom te gee, hy praat van hom te vergewe, hy praat van hom anders te lewe wat nie logies sin maak nie. Oog vir 'n oog, tand vir 'n tand, dis wat ons verstaan. Die Here praat iets anders net. Vir daai logiese denkwyse amper oorskry nie, en dan ons iets gehoorsaam te wees nie. Ja, hierdie is ek dink die harde waarheid van die verlore seun. Ag nie verlore seun nie, die ryk jong man. Gits. Nou ek nou nie mekaar vir jou. Die drie varkies amper. Kom hy uit die berge gehardloop in hierdie storie. Pieter. In elk geval. Die ryk jong man en dit is miskien 'n kontroversiële idee. Onthou as ons kyk nou Jesus gepreek het. Jy het interessante idees veral in 'n protestante beweging om dit nou so te sê, is die wet baie meer ligtelik opgeneem as wat dit moet wees. Daar word baie keer goed in Jesus se woorde gesê oor wat hy oor die wet gesê het. Hy het gesê die wet kom vervul, maar ook terselfdertyd staan daar dat eers as die hemel en die aarde vergaan, dan sal die wet. Dit is Jesus se woord. Ek dink Matteus sê dit dan 'n bietjie anderster, maar jy sit met hierdie Jesus wat nogal ernstig was en met die ryk jong man het hy gekom en gesê ek het alles wat in die wet staan gedoen. Ja, al die boksies getik. X, die wet van die Here. Dit is hoe ek moet leef. X. Plus, ek het 50% van gegee wat ek het. Dis Y. En dan sê die Here, Jesus, hy kyk na sy lewe en sê, nee, jou Y lyk, dis Y kwadraat. Ja. Dit is gelyk aan lewe. En wat ons baie keer doen is ons kyk na gehoorsaamheid en ons sê, weet jy wat, eintlik is dit net Y kwadraat of is Y. En so Here, dis hoe dit lyk. Ek gee, want ek het tog, die wet is tog vervul, maar Moses nog. Pieter. Hierdie lank en kort is trots geborg. My kollegas se teologiese. Trots geborg deur koffie, want dit is wat Rias nou gaan drink. In elk geval Moses, Jona, Dawid, man. Iemand in die Bybel. Iemand in die Bybel het so geleef, die wette, die manier hoe die Here goed sien, die manier hoe as jy voor die Here kom sê, Here, X, plus alles gee. Logies, maak nie eintlik sin om 100% van alles te gee nie, want hoe gaan ek lewe? Maar ons doen nie daai sommetjie. Ons sê, joh, die ryk jong man, hoe kon hy nie alles gee nie? Ons sê ons wil alles gee, maar hy het die wet gevolg. So ek gaan nie die wet volg nie, dis Ou Testamenties.
As die Here voor jou kom en sê, jy moet 'n Nasareetse eed neem. Ek dink, ek het dit gedoen toe ek jonger was, nie in hierdie gemeente nie, want ek was 'n bosaap gewees. Dit was wild, vir 'n jaar om nie so Samson te leef en nie daai krag te hê nie. Maak nie sin dat jy nou moet so lyk soos Mufasa wat 'n eetprobleem het nie. Rias bly stil en hou op antwoorde gee, want klaarblyklik ken jy jou Bybelkarakters nie, en klaarblyklik sukkel jy met sekere goed, so luister wat ek vir jou sê. Ja. X plus Y kwadraat is gelyk aan my antwoord vir jou. Ja. Kyk na dit, want ons doen nie dit nie. Daai geloof moet ons uitleef. Ons moet sê, hierdie maak nie vir my sin nie, maar dit maak koninkryk. Hoekom dink jy is gehoorsaamheid so belangrik vir die Here? Want dit is vol belangrik, nee. Ja, dit is die ek moet sterf. En in ware gehoorsaamheid is dit. As om nee te sê vir myself, die moeilikste ou vir nee te sê, en gehoorsaam te wees aan die Here, en ek dink dit is die storie van wat Noag so mooi omhels net, nee, om gehoorsaam te wees, al verstaan ek nie. Toe hy moes haar eerste boom afgesny het, want hy moes hom voorberei het, en die mense moes na hom toe gekom het, en vir hom gesê, waarmee is jy besig? Ja. En nog steeds is hy gehoorsaam net, en dit klom by een van die punte aan wat ons so gesels het ook in ons diens gisteroggend wat ons daar gekyk het, is om te besef dat die Here anders met ons praat en anders ons gebede beantwoord as wat ons baie keer dit wil hê net. Daar's 'n quote in die storie uit gister waar Iwan se vrou nou met die Here. Ja. Hey. Nou raak ons breed net, nee? En dan sê sy, ek lees dit so, hy sê, God explains to Evan's wife that when people pray for patience, courage of love, God gives them opportunities to develop those qualities, rather than granting them instantly. Jonge, daai van ek's gehoorsaam, maar as die Here dit dadelik antwoord, dan is ek gehoorsaam, terwyl dit nie altyd so werk nie, nee? Ja, wat ons doen is, ons gaan in die tuin van Getsemane toe, ons vriende is ook besig om te slaap daar in die bos iewers, gaan soheen toe en ons bid, Vader, neem hierdie beker van my af. Ja. Dan wat ons doen is, ons sit die beker daar in die tuin neer en ons loop. Dit is ons ding van gehoorsaam. Jy moet op 'n punt kom in jou roeping, en dis 'n verskriklike belangrike ding, dat iewers gaan jy daai gebed bid. Ek dink Noag is ook so, Here, hierdie beker is bietjie groot wat U vir my gegee het. Jesus het dit gebid. Ja. Maar wat ons doen is dat ons so ek het vir geduld gevra, Here, ek het vir liefde gevra, maar so die nie lekker goeters wat deel is van hierdie liefde, geduld, gehoorsaamheid, gee ek vir een. Dit klink miskien baie bekend en iemand kan my miskien slaan as hulle wil. So hierdie nie lekker goeters is die beker wat my gehoorsaamheid het, en Here, neem hierdie beker van my af, en dan sit ons dit daar mooi vir God, en dan loop ons. En dan sê jy, miskien Jesus het my beker gevat, of die Heilige Gees vat my beker. Nee, as die Here jou beker vat hy jou beker, maar jy moet nie ding daar los nie, dis joune. En dit, in 'n ander manier sê ons kruis, daai tyd, toe Jesus gebid het, hy kon dit gebid het, en ons sou verstaan het, maar die beker is 'n ding in gehoorsaamheid wat ons miskyk, want gebede word so geantwoord in die sin dat jy kan sterker en meer bevoegd wees om te doen wat jy moet doen na dit. En Noag ongelukkig nou daar na die tyd het 'n bietjie geweet wie hulle daai tyd geweet het. Dit is 'n mooi storie wat ons nou kom ons groei 'n vinger. Kom ons stop die storie net. So daar's altyd 'n wat sy silwerrandjie na die vloed is, jy kan 'n vinger groei. Maar jy as om jy net terug te vat voor jy wil storie heeltemal verkeerd vat na ander karakters in die Bybel weer. Dit sê net weer dat kinders moet skaam wees vir hulle ouers iewers. As jou pa Noag is, dink nou, ek het jou pa nog nooit hoeder geblaas as jy by skool ek was. Ek het 'n skip gebou, wat het julle gedoen? Wat is pa mee besig? Maar dat die feit dat die Here ons gebede anders te beantwoord as wat ons dit wil laat beantwoord. En dit in 'n ander vorm na ons toe kom, is ongelooflik belangrik vir ons groei, vir ons vertroue en ons verstaan van die Here. Want die ding wat die Here het wat ons nie het, is dat hy al by môre was. En al by oormôre was, terwyl ons nie daar was nie. So om te vertrou dat die Here ons gebede anders te beantwoord, is 'n belangrike ding net, om dit te omhels het. En in die storie van Noag, ek kan dink verseker terwyl hy besig was om daai bootjie te bou net, nee. Jy weet, er was seker 'n paar gebede gewees wat hy gebid het. Sy mense daarby kom en dan lag en spot van wat hulle gedoen het net. Here, dan jy bou net die skip, jy wees net gehoorsaam, jy doen wat ek vir jou maar dit maak nie sin nie. Jy doen wat ek vir jou gesê het, maar hier is nie water nie. Jy bou die skip net. Iewers dan, ek dink ons lees baie hierdie storie so maklik mis. 'n Ongelooflike storie eintlik hierdie. Geen water, geen meer, geen see, geen niks naby hom nie. Dit was voor die brons era gewees.
Dit is die houthamers gehad, Ja, jy moet nou houtspykers. versigtig wees nou hierso waar ons nou Ja, maar- waar ons nou spykertjies in. Ja. En, Ja, wat dit is, stap aan. hierna Splinter 395, Ja. dan is ek so half luister, en dan kom een of ander Susan of Karen verby en sê, "Ag, wat maak jy?" Ja, en jy so half, Here, ek, Maar nou maak jy eintlik 'n mooi deur oop, net wat ou die Here moes verseker, en die Bybel sê dit hier nou raak ons nou interessante plekkie. Maar die Here moes iewers vir Noag tog voorberei om hom die vaardigheid te gee om met sy hande te kon gewerk het, nou, om gehoorsaam te wees het. Dit is eintlik 'n mooi gedagte, nie, dat die Here ons genoeg gee om gehoorsaam te wees. Ek bedoel, wat se kennis het hy gehad eintlik van 'n bootbou, maar hy moes tog iewers te verstaan het hoe lyk 'n hout en wat se lengtes en hoe saag jy dit en hoe maak jy uit hout uit, jy moes iewers dit tog op 'n baie goeie manier net, was nie spykers gewees nie. ja, dit was, Hoe vorm jy die boot? So die Here gee vir hom die vaardighede om gehoorsaam te wees. Die Here los ons nie in daai moeilike omstandighede sonder om ons die vaardighede te gee om in geloof die Here te kom nie. ja, jy het die vermoë, dit is alles wat in goeie meewerk, deur jy op hom vertrou. Jy het die vermoë om dit te doen, jy het die vermoë om deur te druk, deur die moeilike, jy het die vermoë om, al is dit iets wat niemand nog ooit gesien het nie, dis wat ons Of eintlik gedoen wil het hê, ja, dis eintlik wat ons wil hê, is dat om te sê dat ons is besig met daai tipe goed, koninkryk van God goed wat niemand Dis doen die nie. mooi goed Rias. Ja. Dis wat die kerk mooi maak. Ek bedoel, toe Jesus met sy disippels gepraat het en hulle sê gaan in die wêreld en net een van hulle podcast gedink. Ja, Jy Petrus en Johannes, kom ons gooi gou 'n podcast oor die daai ja. maar kyk wat gebeur net, nê? Nee, dis, Kyk hoe groei die kerk. Kyk wat met die kerk gebeur net. Die laaste gedagte wat ons onsself herinner het gister is dat in die onsekerheid en in die gehoorsaamheid in die onsekerheid het en om getrou te wees, het bewys die Here homself altyd as 'n God wat getrou is. Hebreërs 11 vers 7 sê, omdat Noag geglo het, het hy God eerbiedig gehoorsaam toe hy gewaarsku is oor die dinge wat hy nog nie gesien kon waar word nie. Daarom het hy die ark gebou om sy huis te red. Sy geloof was 'n veroordeling van die wêreld, maar dit het hom 'n erfgenaam gemaak van die vryspraak wat deur die geloof kom. Nou is 'n klomp groot woorde daar nie. Maar in daai teksvers sien jy dat sy gehoorsaamheid wys dat God gehoorsaam is. ja, en dis die beste voorbeeld vir hoe die Here se genade werk daai. Is dat daar is 'n boot, daar is 'n gehoorsaamheid en Daar's daar nog is nie water nie. daar's nog nie water Daar's nie. mense wat lag. Ja, Ek kan dink jou vrou en jou kinders. ja, nee, dit is daar. Maar dis 'n ander interessante hier in daai. Dries, wat sou Sabie gesê het as jy nou vir haar gesê het kom ons bou 'n boot. Konstant besig met kom ons bou 'n boot. Ja, ek, Dit mag glad nee, nie sin gister is ek besig om besig. bakstene te kap met 'n byl Die gerry Here het gister. gesê. So, nee, daai, maar dit is, ek dink, hoekom ek so lief is vir die Ou Testamentiese karakters, is dat hulle het sekere goed gedoen, wat ons nog, Blind as faith, 'n leeu voor my inspring, Ja, gaan ek bid ja. vir beskerming, en dat daai engel van die hemel afkom, en hypergeestelik wil wees, soms soos vertsek. Ja. Mens mag dit sê, ek dink is 'n aanvaarde term. En in terselfdertyd, in elkeen van ons lê daai hart van, en jou familie is jou grootste ondersteuning en 'n groot dryf van hoekom jy doen, maar daar is seker goed as jy vertrou en vashou in die Here, en dis die wonderlike ding, Noag kon sy gesin saamvat. Dit is 'n baie belangrike ding dat Ja. jy Hulle vir kon gered word. hierdie karakter van Noag en dit wat hy verteenwoordig. Ek weet daai Jordan Peterson praat nog van die archetypes van Ja. dis nie net 'n trend nie, maar dit is Noag is 'n storie wat daar jy kan sien hoe dit moontlik is vir ons om te sê dat daar's iets op pad wat ons nie nou sien nie, maar die Here sê is ek soek mense om op te staan en te begin bou. Al weet hulle nie hoe nie. Kom ons begin dink aan hoe ons dit Ek het die Here kan gehoor. doen. Ja, as ons vir mense moes verduidelik in daai tyd dat jy vir iemand in Amsterdam 'n video kan stuur wat die evangelie verduidelik sonder dat jy fisies daar hoef te wees, dit is onmoontlik, Rias. Hoe sal ooit iets soos dit kan doen? En nog steeds, as ons gehoorsaam nou is en dit bou na iets toe wat net die Here weet. Ja. Ja. So vra vir ons miljoene gereelde kykers verskoning Ja. vir Moses, Gideon Noag, en Abraham David, en Adam wat in ons storie nog ooit van Noag nie. Jona het 'n Maar- ark gebou. Dit het die vis weggehou. Toe hy hom wou insluk. Ja, so mag ons herinner word om gehoorsaam te wees selfs in tye van onsekerheid. Dit is altyd lekker om saam met jou te kuier, Johan. Ja, dan sou net dankie sê aan die chosen wat hierdie opsiere borg, want teologie is belangrik, né? Dankie, Rias. Dankie, Gerrie.